Die kind, ons is nou by hoofstuk 8, uh, waar hy Sipho se arm draai. Net draai Sipho se arm. Dan gaan ons terug daar waar hy sy arm gedraai het. En ons sien daar Mlenza daar hardloop by die Obuzi uit tot by die plek waar hy Ambazole met die syde weggesteek het. En daarvandaan so Sipho hom beduie het. Daar sal hy begin soek. Hy ren uit en hy weet die doek vir Amazole. As die man wat vir Sipho betaal het, Amazole die vorige aangekry het, kan hulle al ver wees. Maar nie te ver die. Dit moet een van Tannie se hardlopers wees. En te en te weet sal hy 'n siek vrou nie kan aanjaag nie, tensy hy die kind gevat het. Hy is gedaan van die baie dae se hardloop en hy sukkel in die donker om op die paadjie te hou. Met net die maan wat lig gee vir sy een oog wat nie toegeswel is nie. By die groot wildvrye boom waarvan Sipho gepraat het, draai van die paadjie af weg. Hy kan die buitelyne van die hoë kranse voor hom sien en hy moet verder loop teen die stilte. Oral om hom is donker skeure. So Mlenzana is walking in the dark, trying to find Amazolo. As die man net die seun gevat het, sal hy Amazolo gouer kry. Hy sal haar help en dan agter die kind aangaan. Hy wonder baie oor die kind. By Tugela Ferry het die mense vir hom gesê die kind het nie 'n naam nie, maar hy verstaan dit nie. Na 'n lang ruk se klim begin Mlenzana Amazolo se naam roep. As hy vorentoe skree waar die kanse ver is, kom die hele naam na hom toe terug. Sagter, na die een kant toe gouer met die laaste deel, na die ander kant toe raak haar naam weg. So Amazolo, Mlenzana is trying to shout her name, Amazolo's name to see if you can find her on the road, but there's no, it just echoes. Elke paar minute roep hy tot sy keel seer word. He shout the name until his throat was sore. Hy verbeel hom een keer dat hy 'n kind se stem hoor en staan doodstil. One time he thought he heard the child's voice and he stopped. Nee, dis 'n nonnetjie uil. It's a type of an owl. Hy besluit om nie in die donker verder te soek nie. He decided not to look further in the dark. Die afgronde word te gevaarlik. The cliffs are too dangerous. Hy soek slaapplek, maar sien ver voor hom iets gloei. He was looking for a place to sleep and suddenly saw something glowing in the distance. Hot coals. Hy hardloop nader en sien nie hoe die kliplaag onder hom wegraak nie. He ran closer and didn't see how the earth disappeared below him. Hy gryp wind en slaan hard neer. He was grabbing in the air and he fell very hard. Dan dink hy aan die medisyne en sit regop om te voel of daar iets gebreek het. Then he took the medicine and he sat up straight to check
if is intact. Dit kan nie ook verkeerd gaan nie. This can also go wrong, he thought. Dink hy, maar alles is heel. But everything is still whole. Hy gaan met 'n ompad na waar hy die skynsel gesien het. He goes in a circle to the area where he saw the glow. Na by die plek begin hy sluip. Near the place, he started to crawl. Hy is al genoeg verras die afgelope dae. He's been surprised too many times over the past few days. Maar dit is net Amazole wat langs die effense vuur lê. Sy hoor hom nie. Die kind is nie by haar nie. Hy moet weg wees saam met die man van wie sy gepraat het. Only Amazole was there, the child was gone. Mazolo, hy praat sag. Sy antwoord hom nie. He called her name softly, but she didn't answer him. Eers toe hy haar omrol om die kombers om haar te gooi, sien hy dat haar bors kaal onder die geskeurde lap buit. Hy vloek een van die woorde wat hy by die men geleer het. Sy hande bewe toe hy die spuite en botteltjies uithaal. Alles in netjies handskrif gemerk. Die een tetanus en die ander een penicillin. Hy draai Amazole op haar sy en trek Isidwawe op om haar een boot oop te maak. He turned her on the side and he pulled up the skirt to open the place where he could inject into the thigh. Soos hy die main dokter dit baie sien doen het, vee die plek met watte en alcohol skoon, voordat hy die naald in die spier indruk. Like he's seen the mind doctor do many times before, he first wipes the area clean with alcohol and gauze, and before he sticks the needle into the muscle. Die penicillin spuit hy in die ander bout en dan laat hy haar weer gemakkelijk lê. The penicillin he injects into the other thigh and then he let her lie comfortably again. Hy ontsmet die etterige wond en voel hoe haar arm ruk. In die sakkie kry verbande en draai die wonde toe. He cleans the wound and he felt how her arm jerks away from the burning of the alcohol. In the bag, he gets more bandages and he bandaged the wound. Amazolo, maar sy hoor nie. She couldn't hear him. Hoe ver sou die man nou al met die kind weg wees, dink hy? How far will the man be with the child now, he thought. Hy kry die vuur weer aan die gang en wag. He started the fire again and he waited. Hy glimlag oor die Omakweyane wat een kan staan, teen 'n klip staan. Sy het nie vergeet nie. Hy raak self ook aan die slaap naby haar. Saam met die eerste lig kyk hy weer na Amazole's gesig. On the first light, he looked again at Amazole's face. Sy lyk rustiger as toe hy haar gekry het. She looks more restful since the time he met her. Hy loop later van haar af weg om kos te gaan soek. He left her and he went look for food. Bo op 'n kraans gaan sy staan en kyk af na die dassies wat ver onder hom op rotslyste in die son sit. From a cliff he looked down and he saw rock rabbits below him. Nergens het hy 'n haas of 'n bok gesien nie. Nowhere has he seen a rabbit or a buck, and vleis moet hy vir Amazolo kry, and he knows he has to get meat for her. Hy hou 4 grotere klip in al 2 hande vas, swaai hulle voor hom uit en laat los. As die dassies nie sy beweging gesien het nie, kan dit werk. Die klippe val naby mekaar deur die lug vinniger en vinniger. Die dassies begin hardloop gelukkig want die klippe so eentjie van hulle afgeval het. Amazolo sal vleis eet. Hy gaan haal die, so he threw the stones up in the air and
and he managed to knock some of the dassies. Hy gaan haal die dooie das. He went to pick up the dead rock rabbit en loop soek terug na die vuur toe. And he went in search for the fire. Daar, die grasdings van die Ngoba. Hy graaf die neute onder die polle uit. Amazon het nog altyd daarvan gehou en nou het hy dit nodig. Die Ngoba is the nuts under the ground. It's a kind of a grass, and they used to eat the roots of it. Toe hy uitstap, toe hy terugstap, sien hy dat sy swakker is. When he walked back, he saw that she was weaker. Sawubona, sê hy. Sawubona. Hoe voel jy nou? How do you feel? Het jy die kind gekry? Did you find the child? Ek het gaan kos haal. Jy moet eers eet. I went to fetch food, you must first eat. Ek het na jou gaan soek. Ons moet hom gaan haal. He went to look for you. We have to go fetch him. Sy staan op en hou aan die rots langs haar vas. Nee, sit. Hy help haar tot by die kombers. Ek dog iemand het die kind kom vat. I thought somebody came to fetch the child. Nee, ek het hom weggestuur. Hier was 'n man, ek was bang die kind sien. Sien wat? Is dit hoekom my klere geskeur is? Wie was dit? Amazole hou haar hand voor haar oor. Ek ken hom nie, het al my geld gevat, dit was baie. En dit, hy wys na die geskeurde klere. Hy het net die geld gevat, he only took the money. Hoe lyk die man? Langer as ek, met 'n ou snyplek oor sy oog? What does he look like? Taller than me, with an old cut above his eye? Sy knik. Hy het gesê sy naam is Sipho. She nodded. He said his name was Sipho. En hier was niemand wat die seun gevat het nie? Sy frons. Dit is net die man, ek sê mos. No, it was only the man. Hy is spyt dat hy Sipho se arm nie afgedraai het nie. So die realize dan Sipho lied to him. Kom, sê hy, as jy geëet en jou pille gedrink het, sal ek agter die kind aangaan. Jy wag hier tot ek terugkom. Take your meds, and after you've swallowed your tablets, I will follow the child. Ek gee vir haar 2 kapsules om te drink, en van die neute om te eet, terwyl die dassie afslag. He gave her 2 capsules to drink, and some of the nuts to eat, while he was busy slaughtering the dassie. Die bloederige karkas hang op 2 mikstokke oor die vuur. He put the carcass of the dassie over 2 sticks in a Y formation over the fire. Dan gaan sit hy langs Amazole en hou haar weer sy hand teen haar voorkop. Nie meer so warm soos gisteraand nie. He felt the forehead, but it wasn't as warm as the night before. Hy streel oor haar wang. He caresses her cheek. In Johannesburg is daar nie dou nie, net roet op huise en karre se dakke. In Joburg, there's no dew, only black soot on houses and on the roofs of the cars from all the factories. Anyway, sy draai haar kop weg en maak haar oë toe. Jy het weggegaan. She turned her head away and she closed her eyes. You left. En sy kyk weer na hom en haar oë lyk vir hom soos toe die dag op die bus geklim het. Sal jy vir my die kind gaan haal? Will you fetch the child for me? Ek sal hom bring. Onthou om weer vanmiddag te eet en 2 van die pille te drink. I'll fetch him. Please remember to eat again and to drink 2 of the tablets today. Vanaand weer as ek nog nie terug is nie. And again in the evening, 2 more if I'm not back. Die kind weet nie of hy op die regte pad is nie. The child doesn't know if he's on the right path. Die koppies begin vir hom almal dieselfde lyk. Little heels starting to look alike. Dit is asof hy al verby die een is en daar die een. It looks as if he's passed these before. Hy skrik vir 'n patruis wat skielik langs hom uit die gras opvlieg en is dadelik kwaad vir die voël. He jumped and he got a fright when the partridge flew up in front of him and he was immediately angry with the bird.
Vir homself ook, want vandat hy van Amazole af weg is, het hy nog skaars geslaap. He's angry with himself too, because since he left Amazole, he's hardly slept. Van skrik, dan vir 'n jakkals wat naby roep, dan vir 'n uil. From out of fright, first because of a jackal, just calling from nearby, and then an owl. Hy wou eers na Amazole toe teruggaan, maar sy het gesê hy moet Mlenzana gaan soek. She told him to go fetch Mlenzana.